elke knie sal buig, elke mond getuig, dat U die Here. Goed, kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie vir die werklikheid van U redding in ons lewens. Dat U ons regtig gered, uit die wêreld uit red. Dat U ons regtig red van die sonde. Dat U ons regtig oorbring in die koninkryk van die lig. Dat U ons 'n regte familie gee. Saam met wie ons in die teenwoordigheid ook voor die Vader kan verskyn. Dis vir ons 'n voorreg. Dis vir hierdie aand is vir ons 'n voorreg. Dat ons so lekker, gemaklik en gesellig met mekaar kan fellowship is 'n besondere gawe. Dankie daarvoor, Here Jesus. Dankie vir die teenwoordigheid hier vanaand wat regtig is. Ons bid dat U ons sal bedien op 'n spesiale manier. In Jesus se naam. Amen. Ek wil gou vir julle 'n paar dingetjies lees, boodskapies wat mense vir my gestuur het met stukkies getuienisse op, maar eers wil ek vir julle 'n eie getuienis gee van ons eie kinders. Ek moet net eers vir my vrou kyk of sy sê ja of nee. Ons het 3 kinders, hulle is al 3 getroud. Die eerste ene 2 kinders, ons noem hulle die Filistyne. En dan het ek 'n tweede seun, hy is getroud en sy eersteling is gebore nou so 3 weke terug. Haar naam is Mila. En sy is beautiful, en soos ek al hier gesê het, sy lyk net haar oupa. Maar sy is beautiful, pragtig. En dan het ek 'n dogter, ek het net 1 dogter, ek en pappa, 2 seuns, 1 dogter. En sy is getroud en sy bly in Pretoria met haar man, en sy het die lieflikste, wonderlikste man getrou wat die Here vir haar gegee het. En sy is ook die nuus met ons gedeel dat sy is swanger, en ons is almal baie bly, en ek en pappa tel die kleinkinders, en met elkeen is dit so 'n belewenis. En dit is net interessant om te sien hoe die jong mense nou deur dit gaan, né? En die interessante apps wat hulle het, en al die interessante goeders. Maar toe kry ons die nuus dat daar 'n baie groot kans is dat Caitlin se babatjie, hoe gaan ek dit nou sê? Ek gaan net sê, kom ons sê nou maar abnormaal gebore sal wees. En toe was dit 'n geweldige ding. En die emosies waardeur hulle dan nou veral gaan, dis hulle eersteling, en dis die dogter, en al die emosies en die goeters. En ek en pappa sê toe net vir mekaar, en ons sê vir die kinders, hierdie is die klaskamer waarin ons Jesus moet leer ken. En waarin ons moet leer om te hoor wat hy sê, en leer om hom te gehoorsaam. So hier is wat moet gebeur. Jesus kan ingryp en hierdie kind genees. Dis vir hom meer moeite om sy oë te knip as om die kind aan te raak. Ons weet dit. Dis 'n manier hoe ons dit nou vir onsself beskryf. Maar as Jesus kies om dit nie te doen nie, dan gaan ons hierdie pad met hom stap. Maar dis nie 'n besluit wat ek en pappa moet maak nie. In die eerste plek is dit 'n besluit wat die ouers moet maak. En ons het sorg gedra, saam met ons gebede vir hulle, sorg gedra dat hulle moeite sal maak om hierdie saak met Jesus deur te werk. So, uiteindelik moes daar nou klomp bloede getrek word. Die bloede is gestuur daar baie ver in Europa vir die finale beslissing en toetse, en is 'n hele storie, en daar's hierdie interim tydperk van 2 weke wat ons moet wag vir die uitslag. Toe sit ek en pappa en dink, dit was 'n paar jaar terug, hele paar jaar terug, toe sit ek en sy in presies dieselfde omstandighede waar ons vir ten minste 2 weke moes wag om te hoor wat die neuroloog in Suid-Afrika te sê het oor my gesondheidstoestand. Toe sit ons in die Oekraïne.
En die Oekraïners het klaar gesê, ek het 3 breingewasse en multiple sklerose. So ons stuur toe die plate na 'n neuroloog in Suid-Afrika en dit sal nou 'n lang tyd vat om te hoor wat die uitslag gaan wees. En nou wag jy. Nou julle weet, nee, daar's een ding erger as 'n pak sla en dis om te wag om pak te kry. Nee, ken julle dit? So jy, as jou pa gesê het, gaan wag in die badkamer of waar jy ook al jou vonnis sou uitdien, dan het jy net gewens dit het nou gebeur en agter die rug, maar daai wag is dodelik. So, maar die wagbesigheid het 'n baie belangrike rol wat dit in 'n mens se lewe speel, en dit is om te wag met Jesus. Dis die tyd waar ek moet leer wat dit beteken, wees stil en weet dat ek God is. Nou kom ons by die dag wat die uitslaa nou bekend gemaak word. Die uitslaa word bekend gemaak, en net voor dit bekend gemaak is, sê ek vir pappa, ek sê, jong, kom ek vertel jou nou van 'n disaster. Sê nou die dokter sê, daai kind is 100% normaal. Maar Caitlin en Dian het nie hierdie saak met Jesus deurgewerk nie. Dan is dit 'n disaster. Kind is normaal, halleluja, is wonderlik. Maar die feit dat hulle dit nie deurgewerk het met Jesus nie, sal 'n ver groter disaster wees as wat hulle sou dit gedoen het, en dan hoor die kind is nie normaal nie. Want ons weet mos baie goed hoe werk hierdie lewe. Julle weet dit goed, julle weet dit. En ek en Pippa is net 'n kort rukkie hier en dan is ons nie meer hier nie. En as die kinders nie kan leer om dit wat hulle beleef in hulle lewe met Jesus deur te werk en hulle vrede in Jesus te kry voor die uitkoms daar is. Nee, want ons is vreeslik uitkomsgebaseer. Is daar nie so onderrig ook nie? Uitkomsgebaseerde onderrig. Ons is vreeslik uitkomsgebaseer. Nee, die evangelie werk anderste. En dit is in die sin dat ek voor die uitkoms daar is, as daar een gaan wees, my vrede in Jesus kry, ongeag wat die uitkoms is. Nou, as jy hier sit, en jy weet nou waarvan ek praat, dan weet jy wat ware oorwinning is. Dis ware oorwinning. As jy hier sit en jy hoor my net hierdie woorde sê, maar dis nie jou persoonlike belewenis nie, dan wil ek jou sê, jy's arm. Dis kan ek nou maar vir jou sê met vrymoedigheid. En een van die lieflikste goed wat jy kan leer, is om in jou krisisse, waarvan daar legio in hierdie lewe is, dan Jesus te vind, binne in die krisis, jou vrede in hom te vind, binne in die krisis, en dan van daar af verder te gaan. Nou ja, so toe bel ons nou vir 'n blommetjie. Sy is haar pa se blommetjie. Eintlik is sy haar pa se kokkelossie. Bel toe nou vir blommetjie en sê Blommie, luister nou mooi. Voor hierdie uitslag kom, wil ek net weet, het jy en Dian hierdie saak met Jesus deurgewerk en julle vrede in hom gevind, ongeag wat die uitslag is? Ek weet wat die uitslag wat ons graag wil hê moet kom, maar dis nie 'n waarborg dat dit gaan wees nie. Kan Jesus dit verander? Ja, hy kan. Dis nie 'n kwessie nie. Die kwessie is, waar gaan jy staan as hy dit nie doen nie? So sy sê, papa, so ver as wat ons weet, met die vermoëns wat ons het, en die tyd wat ons het ons het verseker deurgewerk en ons vrede in Jesus gekry. En toe kom die uitslag. Nou, dit gaan ek vir julle volgende week vertel. So die uitslag is toe, hy is normaal. Ja. Maar soos die van julle wat al deur die drama van lewe in die wêreld inbring, weet, is daar 1000 goed wat kan verkeerd loop. Ek sê, dis net 'n feit. En skielik het ons 'n nuwe waardering vir 'n babietjie wat gebore is en gesond is, want jy besef, dit kan baie maklik nie so wees nie.
En mens aanvaar net goedjies gelate. Nee, jy aanvaar net dit moet so wees. En die feit dat ek bedoel, hier sit ons nou, kyk die ouderdomme wat hier sit. Die feit dat ons gebore is, groot geword het, die ouderdomme bereik het wat ons nou het, is 'n geweldige wonderwerk. Dis nie sommer nie, dit is net 'n wonderwerk. En toe ek nou daar agter sit, nou sit ek 'n gesels daar agter, nou dink ek, die feit dat jy hier is, wil ek nou vir jou sê, is omdat Jesus jou hier wou gehad het. Nie net op hierdie planeet nie, maar ook in die ouderdom waar jy nou is. En daar's baie van ons vriende wat al baie jonk al oorlede is. Julle sin ook. So, dit is net 'n les, maar die bekosbaarste ding is, vind Jesus, hy is die deurbraak. En dan selfs al moet jy dan die pad stap wat swaar is en so, stap jy dit met hom. En daar's 'n doel daarin. En die doel word bepaal deur Jesus. Is dit nie kosbaar nie? Ja, dis al klare boodskap genoeg. Ek wil net gou vir julle lees. Goed, ek gaan nou weer nie die mense se name lees nie, want hulle sal weet as ek hulle boodskapies lees, maar net die inhoud. Hier is 'n persoon wat skrywe, sommer net iets uit my hart. Ek sal net beter voel as ek dit met iemand kan deel. Daar is 'n striweling by die werk. Die gemoedere loop hoog. Die situasie kan met 'n mes gesny word. Ek is die bestuurder. Ek moet my kalfies in die hok hou. 'n Keuse wat ek gemaak het is om nou Jesus in alles en in almal te soek. En dis veral moeilik wanneer jy vir almal sê jy's 'n Jesus volgeling, maar dan tree mens nie altyd so op nie. My kalfies het nie in die hok gebly nie. Van hulle het letterlik bo oor die heining gespring. Vanoggend, net voor 2, word ek wakker en ek en Jesus begin praat. Sommer net soos wat hierdie rolprent terugspeel, wys hy vir my waar ek verkeerd was. Ek hoor hom in my hart spreek, vra die ou om verskoning. Nou skryf hy, ai. Ek is dalk die bestuurder, maar die eintlike bestuurder is nie ek nie. Ek werk my speech uit. 5 minute voor die vergadering vra ek Jesus weer om net my te help. Dis 'n moeilike ding wat hy van my verwag. 8:30 is ons oggendvergadering. Ek vra dat die ou agterbly. Ek vra om verskoning. Die drukking op my hart is verlig. Met 'n handskud beëdig ek die verskoning en dit word aanvaar. Maar die vrede wat ek ervaar was soveel beter. Wat nou ook al gebeur soos Jesus dit beplan en wil hê. Nou dink ek, dis nie lieflik nie. Dis nou, julle weet nou nie sy naam nie, maar dit kon eintlik enige ou se storie gewees het. Nee, dis so aktueel. 'n ander ou stuur vir my hierdie, uit 'n baie ver land. Hy skryf, the 5% is the difference between a performance and a Pentecost. Hy het nou ietsie geskryf voor dit. Nou sê hy, everything else is just scaffolding. Beautiful, polished, well-organized scaffolding. But scaffolding holds nothing up if the building is already gone. We have learned to manufacture atmosphere. We have mastered lighting, acoustics, and sermon series. We can make you feel something without the Holy Spirit ever showing up. And here is the terror of Towser's words. Dis nou A.W. Towser wat 'n stukkie geskryf het voor dit. We don't even notice he's missing, because the program still runs. The seats are still full. The offering is still counted. The coffee is still hot.
We mistake momentum for anointing. We mistake habit for holiness. We mistake the memory of fire for the fire itself. But the Spirit is not a program. He's not a variable in our production equation. He is either the source or he's absent. And 95% of us wouldn't know the difference. Is dit waar? Ja, maar hy ding slaan nou, want jy besef net, mense wil hom eintlik nog weer lees, en weer, want daar is hom 'n paar goed in. Ander boodskapie sê, môre, ek het vir baie lank gedink dat ek nie Jesus se stem hoor nie, en dat hy my nie hoor nie, en nie van my weet nie. Ek het met die nuutste boodskappe regtig begin introspeksie hou, en besef dat ek nie meer Jesus se stem hoor nie. Sy sê, die persoon, ek dink is sy, kan nie onthou nie, sy sê, hy hoor nie my nie. Nou kom sy agter, nee, dis ek wat nie hom hoor nie. Hoor nie daai swaai, nee. Ek dink, dit is Pippa gewees wat gesê, dink terug aan wat die laaste ding is waar ek Jesus gehoor het om iets te doen, en doen dit. Maar ek kon dit nie eers onthou nie. Ek het by Jesus stil geraak en vir hom gesê, Here Jesus, ek weet nie wat die laaste ding was nie, en ek vra hom om dit weer te sê. Kort daarna beland ek in 'n redelike ernstige krisis met my besigheid, waarin ek in vennootskap is, en hierdie krisis het die potensiaal om baie lelik te raak. Ek het rustig geraak, vir Jesus gevra vir leiding, en ek het regtig nodig om dit te hoor, nie te wonder wat dit is, of te raai wat dit is nie. 'n hoorbare stem wat uit die hemel bulder, het ek nie gehoor nie. Maar ek het 'n vrede in my gemoed gekry, wat ongewoon is, en 'n lied wat ek nie uit my gedagte kon kry nie. Die oomblik as ek stil bly, kom die lied, wees stil en weet, ek is die Heer. Verder kon ek nie die lied onthou nie. Daar is al wat ek kon onthou. Julle ken die liedjie. Wees stil en weet, ek is die Heer. Wees stil en weet, ek is die Heer. Wees stil en weet, ek is die Heer. So sy het nie vreeslik van die woorde vergeet nie, dit is die hele liedjie. Lang storie kort. 'n week deur die storm met resultate wat ongewoon vir die wêreld is, en dit wat my en my gesin en my besigheid potensieel kon verwoes as ek in beheer was, kan ek nie anders as om Jesus, my Here, se hand te sien in die pad wat hy vooruit vir ons bepaal het. Ver beter is die resultate en uitkoms as wat ek in my wildste drome kon dink. So het ek geleer wat dit prakties beteken om die knie voor Jesus te buig. Hierop gaan ek nou voortbou en prakties die lewe leef met oop oë en ore vir Jesus se stem. Is nie mooi nie, kan ek nog een lees? Nog een. Ek wil net seker maak ek lees. Ja, dis hy. Hierdie persoon skrywe, ek het Jesus vandag op 'n spesiale manier belewe. Dit is interessant hoe elkeen erken dat dit 'n spesiale belewenis was, né? So die hoeveelste een. Ek moes 11 uur op 'n sekere plek wees en omdat ek 'n uur gehad het, besluit ek om gou by die apteek in te gaan om 'n voorskrif te kry. Goed, so speel die toneel net in jou kop af en jy sal dit geniet. Niemand in die ry voor my nie en dink ek hier gaan ek sommer gou klaar wees. Toe nie. Die dame wat my help sukkel om my profiel op die stelsel te kry. Toe kan sy nie die naam van die medisyne uitmaak nie. Sy is nie seker of hulle die spesifieke medisyne het nie en hoeveel keer dit herhaal moet word nie. Miskien in die stoor. En voor ek kan keer, verdwyn sy. En ek wag. En wag. Ek begin so effens warm raak en dink ek loop sommer sonder hy goed. Ek loop sommer. En skielik besluit ek dat dit eintlik my eie fout is. Ek moes dit nie probeer indruk het nie. Ek kom wag vir 'n beter tyd wanneer ek meer tyd gehad het. Sy kom terug
vra om verskoning, en ek sê, als reg. Sy gee my die grootste glimlag, komplimenteer my rok, en vra om verskoning dat sy so stadig was. En ek dink, dankie Jesus, dat ek u lig kon wees vir hierdie vrou. Op die ou end is ek toe 10 minute vroeg by my afspraak. Nou dink ek, wat se lig was sy vir daai vrou? Wel, sy was lig vir daai vrou in die sin dat sy nie in die duisternis ingegaan het. Nee? Want sy kon. Ek kan nou net dink hoe, ek kan nou sien hoe staan ek daar en begin my opwerk. Ja, en teen die tyd wat sy terugkom, sê jy mos vir haar, hou jou Jack. En sy maak haar hart kalm daar. Nou, dis my lieflik van die getuienisse, want dit is normaal. Dis normaal, dis normale lewensgoeders en dinge, en hoe hierdie mense se oë skielik oopgaan om Jesus binne in dit te kry. Dis wat vir my so kosbaar is. En ons moet meer van dit hê. Ons moet meer van dit hê. Ek wil vir julle 'n ander getuienis vertel. Iemand stuur vir ons 'n getuienis en sê, iemand het my gekontak en gevra vir hulp. Ek sê toe vir die persoon, het jy al vir Jesus gevra? Die persoon sê, maar Jesus ken my hart. Ek skryf toe terug en sê, ja, hy ken jou hart, maar het jy vir hom gevra? Want dis wat hy nou leer by die woordskool. En die persoon sê toe, nee, nog nie, of iets so, en daar eindig die gesprek. Nou kom die boodskap by ons uit, en die persoon sê, maar kyk, ek pas toe wat ek leer by julle, want ek rig mense na Jesus toe. En ek dink, dit is 'n baie kosbare ding wat jy gedoen het, maar dit was net halfpad gedoen. Die belangrikste vraag egter was, het jy vir Jesus gevra? Hoe jy hierdie ou moet antwoord? En die antwoord was, nee. Hier was 'n situasie, en ek het sommer net geantwoord, en gesê, maar het jy vir Jesus gevra, of jy dalk die ou moet help? En nou het jy jou dalk gevind in 'n situasie waar jy vir hom sê, is jy koud? Ek hoop jy word warm. Dalk was jy die een wat die kombers moes gee. Maar die punt is, vra jy self in die situasie, voor jy praat, wat sê Jesus daarvan? Nou, dit was toe 'n verskriklike belangrike gesprek tussen my en Pippa, want, en hier is die rede, dit is so belangrik dat ons verstaan, dat ons is nie Jesus nie, dat ons mense na Jesus toe reg. En dit is so belangrik dat ons kinders leer, dat mamma nie Jesus is nie, maar Jesus is Jesus. Koppel hulle aan Jesus en nie aan mamma nie. Want as jy hulle aan mamma koppel en mamma is nie meer daar nie, is hulle lewens 'n disaster. Leer hulle. Maar deel van die koppeling is dat ek ook vir hulle wys hoe. Nie net sê nie. En dit is belangrik om te sê, het jy al vir Jesus gevra? Maar as jy dit self nie beoefen nie, rig jy hulle nie na Jesus nie. Dan is dit net iets wat jy sê. En dan, ek dink het uitgekom in ons gesprek, Pippa herinner my weer aan daai sê ding van daai sendeling uit Guguletto jare terug, toe hy gesê het, remember, the Bible is not a AK-47. The verses are not bullets, and people are not targets. En ek dink die goedjies wat Jesus ons leer, en ek kry dit partykeer by die IFJJ ook, jy weet, ons praat oor al hierdie goed, en partykeer kan ek sien, daar's mense se oë wat begin blink, want hulle dink aan wie almal gaan hulle die goed vertel. Want nou het hulle nie beskiet goed.
En dis nie die rede hoekom Jesus met die mense afspraak het in die IOJJ nie. Die rede is nie die mense by die huis nie. Die rede is jy wat hier om hierdie tafel sit. Dis die afspraakspunt. En dat daar is iets belangrik wat ons moet hoor. Dis belangrik dat ons vir mense vra, het jy al vir Jesus gevra. Maar is belangrik dat jy ook vir Jesus vra. So, 'n rukkie terug, toe sê ek iets belangrik. Ek sê, dit was vir my persoonlik baie belangrik. Ons gee nie vir mense goeie raad nie. Ons gee nie. Ek weet nie hoeveel van julle het al goeie raad gekry, en dit was dit die verkeerde raad nie. Het julle dit al gekry? Goeie raad. Jy gaan na jou vriendin en sê, jy weet vriendin, as ek in jou skoene was, dan het ek, en dan hoor jy goeie raad. En as jy dit toepas, disaster. So, ons wil nie goeie raad hoor nie. En ons wil ook nie goeie raad uitdeel nie. Ons wil Jesus hoor. Dis wat ons wil weet. Ek wil na iemand toe gaan om my te help hoor wat Jesus sê. Ek wil nie jou opinie hoor nie. Ek wil Jesus hoor. Maar ons kan nie Jesus hoor as ons nie plek maak dat hy met ons praat nie. En hier is 'n belangrike ding. Nou, wat kosbaar is, kan ek dit ook vir julle lees? Ek stuur dit toe vir die persoon, die wat ek nou vir julle vertel. So hy stuur toe een terug. Kan ek dit lees? Ons het ons eie seepie hier in die wetsaal. Hy stuur toe een terug. Die kosbaarste e-pos, ek gou vir julle lees. Hy sê baie dankie. Joh, ja, dit verander en is dit verander en ons en is groot. Ons gaan te oppervlakkig. Joh, dis 'n ander wêreld. Nou gaan jy met jou hart in die ander se saak na Jesus toe en hy lei en leer my dan oor wat om te doen. Dis groot, ons mis dit deur net dinge aan te gee oor Jesus en nie self betrokke te wees met Jesus nie. Is dit nie kosbaar nie, die reaksie? Dit maak sin en verskerp my verhouding met Jesus. Ek waardeer dat jy stap 2 vir my gegee het, want ek het Jesus self in my hart gemis, net deur die boodskap aan te gee. Wow. So, geliefdes, dis belangrik. Julle is disippels van Jesus. Wat beteken? Julle hele lewe is 'n praktiese uitspeel van julle verhouding met Jesus. En prakties is die lewe voorwaar. So party van julle het dalk vandag vreeslike krisis oorgekom, ek weet nie, is daar so iemand wat vandag een of ander krisis oorgekom het? Niemand? Enige iemand wat een wil hê? Maar ons beleef dit van tyd tot tyd. En hierdie saak is baie, baie belangrik. En dit is nie, laat ek net 'n laaste woord daaroor sê, dis nie airy-fairy, high-pie in the sky, super spiritual nie. Dis baie gewoon agter jou skottelgoed wasbak of in die garage tussen die tools. Baie gewoon om net te sê, Here Jesus, U is my Here, U is die Here. Wat sê U van hierdie saak? Jy was dalk nou net in die kombuis en daar was 'n gesprek wat jou refs opgejaag het. Toe gaan jy nou kamekastig iets kyk in die garage. Stap jy so toe. En toe jy daar in die garage kom, dan sê jy, Here Jesus, daai vrou kan nou baie bly wees, ek het nou garage toe gekom. Maar wat sê U hiervan? Waar is U in hierdie saak? Wat wil U hê moet ek doen of nie doen nie? Vra net gewoon. En wat vir my so amazing is hoe vinnig Jesus jou antwoord. As jy bereid is om te hoor. Goed, papa. Asseblief lê jy. Maar jy moet hom hier lê dat ons jou stem kan opvang. Ek het sommer vraag daar staan meer. Ek wil net in hierdie week, toe besef ek
iets van dit, van wanneer Jesus met my praat, besef ek, hy praat met my om my te help om my eie vlees te beheer. Dis die rede hoekom hy met my praat, meeste van die kere. Maar baie keer, dan wil ek hê Jesus met my praat, sodat ek iemand anders in die regte rigting moet kry, of om dit kras te stel om hom te beheer. En daar is dit 'n massive fout wat ons maak, ek maak. En dit was vir my net 'n wonderlike ding om te besef. Jesus praat met my vir die eerste belangrikste doel, om my eie vlees te beheer en onderdanig te wees aan hom. Ja, so ek dink as ons dit beoefen, dan sal ons avonture beleef soos nog nooit nie. Want van daar af, wanneer ek my vlees beheer en gehoorsaam is, wat? Hoekom lyk jy so selfvoldaan? Maar wanneer ek dit doen, dan laat ek toe dat die Heilige Gees, sonder dat niks gesê is of so, dan gee ek hom toestemming om deur my te werk. Maar hy kan nie deur my werk as ek 'n vuil wessel is nie. Ja. Halleluja. Ja, dit was na aanleiding van 'n paar gesprekke wat ons gehad het, waar mense raad vra oor hulle huweliksmaats wat heeltemal die pad byster is en allerlei nonsens aanvang. Dan kom mens agter dat meeste van die kere is my eerste reaksie is ek wil die Here hoor om die vlees in my man te bekamp. Dis nou waar Pippa se storie vandaan kom, is dan kom ek agter Jesus praat met my om die vlees by my te bekamp. Nee, te bestry. En dit is baie belangrik. Ek gaan na Jesus toe oor my kinders of oor my vrou of oor wie ook al, en dan praat hy met my oor my. Hy bespreek nie Pippa met my nie. Hy praat met my oor my. En dit is die Engels het 'n mooi naam daarvoor. Hulle sê it is a very humbling experience. Maar dis hoe jy weet iemand het regtig Jesus gehoor. As jy nou gaan kamerkastig afsonder en bid en jy kom terug met 'n lang lys van slegte goed van jou man, dan wil ek net sê jy het nie fellowship met Jesus gehad nie. Nou daar was die grapie in ons familie van my tannie wat graag van my oom wou vertel van al sy tekortkominge waarvan daar blykbaar baie was. En toe het sy nou om toe gegaan en gesê, kom ons doen iets interessants. Kom ons skryf 'n brief vir mekaar, waarin ons goedjies sê waarvan ons nie hou in die ander ene nie. En hy stem toe in. Dit klink vir hom gaaf. So sy gaan sit en skryf haar brief en hy sit daar en werk op sy brief. Toe hulle klaar is, toe gee hulle nou briewe vir mekaar. En toe sy hare oopmaak, toe staan daar, ek is lief vir jou, nes jy is. En sy oorhandig aan hom 'n transkripsie van 5 bladsye. Sy sê, sy was in haar lewe nog nooit so verleë nie. Lank na 'n man oorlede is dit nog die een ding waar sy die skaamste in haar lewe was. So, ek sê maar nie, dit is maar hoe Jesus werk. Nee, miskien is daar nog iemand wat iets wil sê of noem oor wat is nou gesê. Nog iemand. Anders gaan ek nomineer. Is dit waar wat ons praat? Is dit prakties genoeg om toe te pas? Is die boodskapies wat mense stuur enigstens bemoedigend? Is verstommend om ook te hoor hoe eners is van die getuienis. Hierdie mense is duisende kilometer van mekaar af. Wees van mekaar niks nie, praat dieselfde goed. Ja. Niemand met iets op die hart nie. Het jy iets? Hoor. Wat van jou, Nicolas? In elke ry gaan ek nou iemand vra.
Ja, nou, het ek gewonder, as julle wil, as julle lus is, nee, as julle nou huis toe gaan, die week wat nou kom, kyk 'n bietjie in van Paulus of Petrus se briewe. Eintlik enige van die apostels, Johannes, Jakobus, nee, het nog geskrywe apostoliese briewe. Paulus, Petrus, Jakobus, Johannes, die skrywe van Hebreërs. Dan 'n meeste van daai briewe het 'n afdelingkie in die brief waar hulle praktiese raad aan gelowiges gee. Byvoorbeeld hoe die slawe hulle moet gedra teenoor hulle eienaars, of hoe die eienaars hulle moet gedra teenoor hulle slawe, nee, van daai tyd wat die algemene ding was. Dan kyk julle net bietjie na die praktiese raad wat hulle kry. Gaan lees dit net 'n bietjie en hoor wat hulle sê. Wat sê hulle vir 'n vrou wie se man 'n piesang is? Wat is die raad wat hulle gee vir 'n vrou wat 'n man het wat nie by Jesus is nie en net 'n absolute mening? Gaan lees dit 'n bietjie. Of andersom, nee, 'n man het 'n vrou wat nie by die Here is nie. En dan vra jy jouself van waar kom hierdie ouens wat is die bron van hulle raad wat hulle gee, nee? Om te sê, volg Jesus in hierdie saak op hierdie manier. Gaan lees dit 'n bietjie, dit is regtig kosbaar om te sien en te verstaan. Goed, kom ek bid saam met julle. Here Jesus, dit is wonderlik om as 'n groep saam te wees en daar's 'n samehorigheidsgevoel en mense is gemoedelik en dis wonderlik en ons geniet dit en waardeer dit en dis wonderlik, dankie. Maar as iets meer wat ons begeer as net dit. Ons begeer in Here Jesus om U te leer ken in ons alledaagse lewens en in die praktiese situasies waarvan daar so legio is. Ons wil vir U vra, Here Jesus, dat U ons sal help, dat U ons sal beskerm, dat ons nie die waarhede van die evangelie en die praktyk van die lewe van mekaar sal skei nie. Om twee wêrelde te bewoon, die wêreld by die huis en die wêreld by die woordskool of by die kerk of by die huisgroep nie. Geef vir ons die vreugde, Here Jesus, leer ons die vreugde om U te leer ken in waarheid en elke nuwe dingetjie wat ons belewe in die gewone lewe. Dankie Here Jesus vir die mense wat ons so bemoedig met hulle getuienisse van ver af en van naby. Dankie Here vir die feit dat hulle oë oopgaan en hulle harte oopgaan en hulle beleef die lewe van Jesus en dit is so wonderlik om te hoor en te sien. En dit gee vir ons 'n dieper begeerte om U te leer ken, na waarheid. Ons het U nodig, Here Jesus. Ons het U nodig in ons verhoudings. Leer ons hoe om U daar te vind. In ons gesondheid, in ons verledes, ons gesinne, ons finansies. Om U te vind op die plek waar ons is. Gee U vir ons oop oë, 'n wakker harte en oop ore. In Jesus se naam. Amen. Elke knie sal buig, elke mond